om met jou die woord te dien vanoggend, te bedien en ek hoop hierdie woord gaan jou stig vanoggend. En ek dink is partykeer is dit goed wat ons al weer gehoor het. Dis vanoggend wat ek met jou gaan deel, dit gaan nie iets niets wees nie. Dit gaan nie van hierdie massief groot openbaring dalk wees nie, maar partykeer het ons nodig om partykeer net goed weer te hoor, omdat dit so opgevang word deur omstandighede en dinge wat ons deurgaan. En dit maak dat ons partykeer vergeet. Ons vergeet partykeer waarmee ons besig is. Ons vergeet waar ons onsself eintlik vind. En so vanoggend wil ek met jou hierdie deel rondom onsienlike, die reis van geloof. Want julle besef natuurlik, geloof en die reis van geloof is nie iets wat vir ons net clear-cut is. Nou klink dit vir jou snaaks miskien as ek dit sê. Maar as dit dan so duidelik was, hoekom sukkel ons partykeer? Hoekom verstaan ons dit dalk nie altyd reg nie? Maar ek hoop vanoggend se boodskap gaan vir jou iets oopbreek oor hoe hierdie reis in geloof vir jou gaan begin uitwerk, hoe jy dit kan begin leef. Want ek dink baie keer sit ons met hierdie ding, ons weet goed. Partykeer sal ek vir iemand iets sê, dan sê hy, ja, maar pastoor, ek weet dit. Nou, hoekom leef jy dit dan nie? Is dit nie? Hoekom leef ek dit dan nie? Miskien is dit partykeer hierdie dislocate van nie mooi verstaan nie. Nie mooi by hierdie ding in ons gedagtes uitkom van ek verstaan nie hoe dit werk nie. Hoe moet ek dit doen? Ek sê baie keer, as sal iemand vir my sê, jy moet hierdie doen, en sê, okay, hoe? Hoe moet ek dit doen? Dit kan vir my maklik sê, ek het jare terug gesê, ouens of jy sê, maar jy moet glo. Ja, hoe? Hoe glo ek? Jy sê, maar dit is maklik om te glo, as my bankbalans so wonderlik lyk. Dit is maklik om te glo, wanneer alles net wonderlik is. Maar jy sien, is wanneer die tyre die teer slaan, wanneer my geloof moet begin werk, en in werking kom, is wanneer ek voor die onmoontlike staan. Wanneer dinge lyk, maar dit kan nie uitwerk nie. Ons weet nie waarheen is ons op pad nie. Ons weet nie, is daar 'n môre nie. Hoe hanteer ek dit? En ek hoop hierdie boodskap gaan jou vanoggend help daarmee. Jy sien, ons word so maklik ingetrek deur die omstandighede en dit wat ons sien. En dan kom dit op 'n plek wat ons glo, dit wat ek sien in die natuurlike is die waarheid. That is it. Dis al wat daar is, dis wat dit is. En so Paulus kom hier so in 2 Korintiërs 5 vers 7. Wag, laat ek eers, voor ek myself vooruit hardloop, kyk gou van die volgende skyfie. Wat sien julle? Julle kan maar praat, ouens, ek gaan nie. Wat sien julle? Sien julle Jesus? Het julle al die prentjie gesien? Ok. Volgende ene. Hierdie een woord julle te ken is Grieks, nee. Sien julle iets staan daar? Het julle agtergekom, as jy hierdie ding vorige keer gesien het, die tweede keer is dit makliker om die woordjie Jesus te sien, nee. Gaan nie volgende slide toe, vir die wat nie kan sien nie. Daar staan Jesus, nee. Die eerste keer toe jy hierdie prentjies dalk gesien het, was dit wat? Dis onsienlik geweest, ek het nie gesien wat daar is nie. Daar moes iets gebeur het. Ek moes iets gesien het. En partykeer is dit presies dit. Waarop het jy gefokus? Jy sien daardie woordjie Jesus, baie keer wat ons daarna kyk, is ons geleer om na wat te kyk? Die swart. Maar die oomblik as ek kyk na dit wat dalk nie dadelik sien nie, die onsienlike half, dan ewe skielik besef ek, wat staan daar? En is half hierdie prentjie is dalk nie 100% hierdie ding vir my nie. Ek kon nie regtig iets kry om dit anders te vir jou te probeer verduidelik nie. Maar dis hierdie gedagte, 2 Korintiërs 5 vers 7, dan skryf Paulus, hy sê, want ons wandel deur geloof, en nie deur die aanskouing nie.
hierdie gedeelte is regtig vir my daai gedagte om te verstaan. Dis maklik om te sê wandel in die geloof. Maar Paulus kom eintlik vir ons sê, ouens, kom ek help julle. Kom ek help jou om te verstaan, hoe wandel ek in die geloof? Deur nie in die aanskoue te wandel nie. Kan jy sien dat hierdie twee teenoor mekaar staan? As ek in die aanskoue gaan wandel, dan wandel ek nie in geloof nie. As ek in geloof wandel, dan wandel ek nie in die aanskoue nie. Dit wat ek sien. En so baie keer wandel ons in geloof, maar ons wandel op 'n plek van dit wat om my aangaan. Dit wat ek kan sien. Want ons is so vasgevang in 'n fisiese wêreld, in hierdie vleeswêreld, dit wat hierdie liggaampie vir my vertel. En God het ons ingeroep in 'n plek van geloof. Hy het ons ingeroep in 'n plek van geesdimensie lewe. En baie van ons is nie gewoond om daar te leef nie. Baie van ons is nie gewoond om dit te leef nie, maar hier's die ding, dis presies wie hy jou kom maak het, want die dag toe jy wedergebore word, het hy jou 'n nuwe spesie mens gemaak, een wat uit die gees uitlewe, want geloof is 'n geesdimensie aksie. En so geloof staan teenoor die aanskoue. Jy sien, en geloof is dus gekoppel aan die geesdimensie. Aanskoue is in die vlees. En so dis dan presies hierdie wat ek vanoggend vir jou wil wys rondom dit. Ek hou van wat die Amplified sê, hy sê not by sight or appearance. Want jy sien, looks can be deceiving. En baie keer is dit presies wat ons doen, dit wat rondom ons gebeur, dit wat ons fisies kan sien, bepaal hoe ek gaan optree. En die Here roep ons uit, om in 'n nuwe plek te begin leef, as geloofmense, wat van 'n geesdimensie leef, want hier's die realiteit, God is gees. Besef julle dit? God is gees, en hy het gemaak dat ek en jy oorgeplaas is in daardie geesdimensie lewe, om uit geloof uit te begin wandel, maar hier's die ding, as ek in die aanskoue wandel, dan wandel ek in die vlees. En so God roep ons dus om op hierdie ding te begin verandering bring, dat ek en jy op 'n plek sal kom, waar ons nie meer in die vlees wandel nie, waar ons nie meer in die aanskoue wandel nie, maar in die gees. Romeine 8 vers 6-8 sê, want wat die vlees bedink is die dood. Maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Hoeveel van julle het in die laaste tyd gesê, ag Here, as ek net 'n bietjie vrede kan ervaar in my gees. Maar miskien is dit omdat jy so bedink het wat die vlees vir jou voorhou, wat die natuurlike voorhou, wat jy kan aanskou en dit wat ek kan sien, dat ek nie die lewe en die vrede ervaar wat God vir my oopgemaak het nie. Hy sê, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Hoekom? Want wanneer ek in die vlees optree, tree ek in die aanskoue op, en ek kan nie in geloof optree nie. Besef ons dit? Dit wil dan vir my sê, wanneer ek kyk na geesdimensie en geloof, om in die geloof te wandel, dan gaan dit wat jy partykeer doen, nie sin maak vir iemand wat in die vlees wandel nie. Not. Hoekom? Ons het nou net gesê, die vlees bedink eintlik dood. En gees bedink lewe en vrede. En daarom is die groot ding vir my, is dat God sê, as ons in die geloof moet wandel, daar's net een ding wat God behaag, en dit is geloof. En wanneer ek in die vlees wandel, kan ek nie in geloof wandel nie. Want die vlees kyk na wat rondom my aangaan. Die vlees is ingestel oor wat ek kan voel, wat ek kan sien, wat om my aangaan, wat ek ervaar. En weer eens soos daardie prentjies, is dit half hierdie ding, ons is so gefokus op net die direkte ding wat ek sien, dat ek nie die onsienlike sien nie. In 1 Korintiërs 2 vers 14
skryf Paulus, hy sê, maar die natuurlike mens neem nie die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Die natuurlike mens neem nie die dinge van die gees aan nie. Dit verstaan dit nie. Dit kan nie dit aanneem nie. Dit kan dit inteendeel nie in besit neem nie. En God roep ons om in 'n geestemensie lewe te belewe wanneer ons in geloof wandel, sodat die vlees nie vir ons kan voorskryf nie. En so daarom kan ek nie, as God vir jou sekere goeders kom oopmaak en sekere goed vir jou bekend maak, dan kan ek dit nie aanneem nie. Nee, Here, dit maak nie sin nie. Die oomblik as jy dit sê, moet jy sê, oeps, nou is ek in die vlees. Want wanneer ek in die gees begin skuif, wanneer ek in die gees begin leef, then this stuff makes sense. Why? Because they understood in the spirit. Galasiërs 5:17 sê, want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Die gees en vlees staan teenoor mekaar. En dis baie keer op ons in hierdie twee wêrelde probeer leef, en dis hoekom ons sukkel. Maar God sê, wandel in die gees. Wandel in die geloof. Dis waar ek myself bevind elke oomblik van elke dag. En hierdie is nie een ding van ek gaan dit vandag hoor en môre gaan ek dit regkry nie. Hoekom? Want ons is nog so vasgevang in die natuurlike. Jy is so gewoonte geraak dat dit is waar ek eers te begin leef. Die oomblik as iets kom op jou pad, as daar iets is wat jy vanoggend op jou pad is wat sê, hierdie is weerstand of hierdie gebeur, hoeveel keer het jy dalk 'n ding gedoen en dan is daar weerstand en jy kan nie verstaan, hoekom wil hierdie ding nie gebeur nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, daai ding gaan nie verander as jy nie natuurlik om gaan probeer verander nie. You can only change stuff in the natural van 'n geestesdimensie plek af. En as ons goed in ons lewens wil verander, dan gaan dit kos dat jy moet begin leef op 'n plek van gewoonte in die gees. En uit die gees uit begin optree, om in geloof te begin wandel. As goed nie vir jou sin maak nie, as die sommetjie net nie meer uitwerk nie, dan moet ek vra, wandel ek in die vlees of in die gees? Want hier's die ding, wanneer ons met God werk wat gees is daar niks wat hom kan stop nie. Maar wanneer ek na die natuurlike kyk, dan kan alles God stop. Want niks is moontlik nie. Daar kan niks gebeur nie. Hier kan nie 'n uitkoms kom nie. Hoekom? Want ek is besig met die natuurlike. En so God sê vir ons eintlik vandag, kom op 'n plek dat ek en jy in die gees begin wandel. En hier is die verskil van die twee. Die een is sigbaar en die ander een is onsigbaar, is onsienlik. Daarom raak dit vir ons baie keer moeilik, want in 'n oomblik kan ek dit nie sien nie, want ek is besig om met hierdie oë te kyk. Maar wanneer ek begin in die gees wandel, in 'n plek van geloof, dan begin ek ander goed sien. Dan begin ek my God sien wat op 'n troon sit. Dan sien ek die God wat die almagtige God is, wat hierdie aarde in vervulling gespreek het deur 'n woord. Johannes 6 vers 63. Dan sê Jesus, hy sê, dit is die gees wat lewend maak en die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en lewe. En so wat hy eintlik vir ons kom sê is dat ons verstaan dan eintlik nie, hoe bring ons dit wat God se woord is tot 'n realiteit nie. Die enigste manier hoe ons dit gaan doen, is om te verstaan dat sy woord is gees, en daarom moet ek van 'n geesdimensie plek af sy woord begin raak sien. Want solank dit sy op hierdie papiere staan en hy's net 'n lettertjie, is dit 'n natuurlike. Maar die oomblik is daardie woord in my gees begin inkom, en ek in my gees dit begin ervaar en begin lewendig maak, nou begin God se woord gees en lewe word.
Nou is dit nie meer net 'n woordjie wat ek van weet nie. Nou begin dit iets in my gees skuif en verander. En dit is wanneer ons geloof groter begin word, want dis die woord van God wat die fondasie vir jou geloof is. En so daarom as ons in geloof wil wandel, dan moet ons begin leef in 'n plek, dat ons in 'n geesdimensie plek leef. En as jy wil weet hoe leef ek daar, hoor wat praat jy? Hoor wat sê jy oor jou omstandighede? Begin jy die einde praat of begin jy die begin praat? Want vir 'n oomblik mag dit die einde lyk, maar in die gees is dit dalk 'n nuwe begin. En dit wil ek vir jou vanoggend sê, ons het vanoggend vir mense gebid wat praat van, dit lyk onmoontlik. Dit lyk nie of daar 'n uitweg is nie, maar hier's presies hierdie ding, wanneer ons in die geloof wandel en nie in 'n aanskoue nie, dan raak die onmoontlike moontlik. Hoekom? Want ek is besig met die God wat ek nie aanskou met 'n oog nie, maar wat ek weet wat 'n God van die onmoontlike is. Besef ons dat God altyd met 'n niks begin. Wanneer ons op 'n pad van geloof begin wandel, dan begin ons eintlik met niks nie. En dis wanneer God begin werk, want jy sien, is presies hierdie ding wat ons geloof gaan begin groter maak, en gaan maak dat ons kan groei, is wanneer ons gaan begin besef, God is die God van die onmoontlike. God het hierdie aarde in vervulling gespreek, het gespreek dat daar ewe skielike aarde is, uit niks uit nie. En wanneer jou omstandighede vir jou onmoontlik lyk, as jy vanoggend daar staan en sê, Here, maar ek het niks nie, dan as jy in jou gees begin leef, dan gaan jy begin opgewonde raak, want dis 'n oomblik waar God kan begin optree, dis 'n oomblik waar God verandering kan begin bring. Why? Because you got no answer. Maar solank as wat ons nie aanskoulike leef, het ons 'n antwoord. In die laaste 2 weke het ek op 'n plek in my lewe moes kom en te sê, ek het nie meer 'n plan nie, ek het 'n God. You see, we can have plans. Ons kan plannetjies maak in die natuurlike, of ons kan begin in die gees begin wandel en sê, but I've got a God. Ek het 'n God wat mense dalk nie kan sien nie, maar in die gees sien ek hom. In die gees beleef ek hom. In die gees weet ek vanoggend dat hy leef en dat hy real is. En wanneer omstandighede my toe kom en sê, maar dit kan nie, of dit gaan nie, dan sê ek voel 'n veer wat jy sê omstandighede. Met my God loop ek 'n bendestorm. Met my God loop ek oor 'n muur. Because what I can see in the spirit is soveel groter as dit wat ek in die natuurlike kan raak sien. Ek wil amper vir jou sê dat die gees oorskry eintlik die natuurlike. Dis baie groter. Maar solank as ek in die aanskoue gaan wandel, gaan die geesdimensie realiteite nie my realiteite wees nie. God wag eintlik vir ons om in 'n plek van geloof te wandel, wanneer dinge onmoontlik lyk, dan raak dit vir my moontlik. Hoekom? Want ek leef in die gees, en ek leef uit 'n plek van geloof uit, want die geloof wandel ek uit die gees uit. Ons dink aan Maria, toe sy hoor, sy was swanger met Jesus. Vir die natuurlike sê dit, kan nie wees nie. Lukas 1:37 sê sy, niks is vir God onmoontlik nie. Niks. Dan pastoor, die dokter het gesê, niks is by God onmoontlik nie. Jy sien, ons probleem is dat ons baie keer op 'n plek leef, dat miskien gaan God net nie hierdie keer deurkom nie. As die oomblik as ek daar begin leef, moet ek vra, is ek in die vlees of in die gees? En dis ons toets, of ek in die gees of die vlees, in geloof is, of in die aanskoue. Want hierdie twee staan teenoor mekaar. En daarom, wanneer jy in geloof begin wandel, dan gaan dit wat jy op begin staan, en dit waarop jy gaan begin staat maak, nie sin maak vir die mense rondom jou, wat in die natuurlike wandel nie. Dit gaan nie sin maak, as jy glo en aanhou vertrou en sê, die Here gaan 'n deur oopmaak. Die Here is my bron, die Here is die een wat gaan voorsien.
dan gaan dit vir 'n persoon wat langs jou staan, wat in die natuurlike wandel, gaan dit nie sin maak nie. En hier's dit, he's not going to accept it. Hy gaan nie kan aanvaar wat jy sê nie. Want die vlees is teen die gees. Petrus kom in Matteus 14. En Jesus kom en loop op die water. Vers 27 sê, maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek. Moenie vrees nie. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. En hy sê, kom. En Petrus klim toe van die skei af en loop op die water om na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword en toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Partykeer vra dit van ons om uit die skei uit te klim. Om op die water te loop in 'n situasie wat onmoontlik lyk. In 'n situasie waar 'n dokter dalk vir jou gesê het, dis die einde. Maar Jesus sê, kom. Kom loop saam met my op 'n plek van geloof. Kom wandel saam met my in 'n plek van geestemens lewe. Kom. Jy sien, vir die natuurlike maak dit nie sin nie. Hoe wil jy nou op die water gaan loop? Maar vir die geestemens lewe is dit 'n mens wat sê, my Jesus roep my. Jy het vanoggend 'n keuse om in die boot te bly. Of jy het 'n keuse om te sê, Here, ek gaan uit die boot uitklim, want ek glo en vertrou in U woord. Ek staan op U woord. En ek gaan uit die boot uitklim, Here. En ek gaan my oë fokus op U. Ek gaan my fokus op U hou. Want wanneer ek op U fokus, wandel ek in die gees, wandel ek in geloof, en nie in die aanskoue nie. Jy sien, wanneer ons aan die aanskoue kyk, dan begin ek twyfel. Toe hy die golwe en die wind sien, toe begin hy twyfel. En toe begin hy sink. En nou kan jy sê, vanoggend, ag jy nou ou Petrus, kon jy dit na my reg gekry het nie. Moenie so hard op Petrus wees nie. Hoeveel van ons sink nie ook maar nie. Hoeveel van ons raak net so vinnig opgevang deur ons omstandighede. Hoeveel van ons sê, ag Here, ek weet nie of dit gaan werk hierdie keer nie. Maar dit is tyd om in 'n plek van geloof te begin wandel. Want jy sien, baie van ons sal na hierdie kyk en sê, ag Shane, Petrus het gefaal. Nee, ek dink hy het 'n les geleer. Jy sien, wanneer jy deur daai tye van gaan, wanneer dit van jou verg om in geloof op te tree, in geloof uit die boot uit te klim, en miskien het dit nie so uitgewerk soos wat jy gehoop en geglo het nie, want jy het begin twyfel. Leer die les. Moenie so hard op jouself wees en sê, ag, ek is maar 'n failure, ek gaan nooit hierdie goed regkry nie. Dis presies wat die vyand wil hê. Want die oomblik as jy dit sê, dan het hy jou gevang om net terug te gaan en sê, Here, wat was die les wat jy my geleer het nie? Waar was ek gefokus? Waarna het ek gekyk? Want as ons nie weet wat die les is om te leer nie, hoe gaan ek weet, wat moet ek die volgende keer doen? Hoe gaan ek weet, volgende keer moet ek nie na die golwe kyk nie? Jy sien, want hierdie reis van geloof is een van groei. Miskien klim jy vanoggend uit die boot uit. Miskien sink jy. Maar volgende keer loop jy dalk 5 tree verder. En dis hoe dit werk. Dis hoe die geloofsreis werk. We need to grow in it. Want ons is nie gewoond om daar te leef nie. Dis soos 'n babietjie wat groei. Ek meen, vir 9 maande is in sy ma se maag. En ewe skielik word hy gebore. En ewe skielik is hier 'n ander wêreld. Ewe skielik moet ek self asemhaal. Ewe skielik moet ek self. Want toe dit daar binnekant was dit so lekker. Alles het vir my gebeur. Maar jy sien, dis wat presies met ons gebeur wanneer ons weer gebore word. Dan begin ons beweeg in 'n lewe wat ek nie ken nie.
En daarom vat dit hierdie geloofslewe, hierdie geloofsreis, vat dit vir ons tyd om te leer, en eintlik hang dit van ons af. Hoe vinnig gaan jy die les leer? Hoe vinnig gaan ek ag gee op die les wat ek geleer het, en dit begin anders doen? Want hoe meer ek dit oor en oor doen, is soos daarin so, we keep on doing the same thing, expecting different results. Hoeveel keer wil jy na jou kop stamp? Maar dit is tyd om te groei in geloof, en te sê, Here, wat het ek hierdie keer geleer? Leer die les, en begin groei. En so die Here roep ons, om as geloofsmense te begin loop, om te leef in gees die mensie lewe, om in geloof te wandel, en nie in die aanskoue nie. Paulus het nie gesê, en dan partykeer in die aanskoue nie, hy het gesê, nee, nie in die aanskoue nie, jy leef nie daar nie. Dis wat hy ons voorroep. Want ek glo God wil hê dat ons as kinders van God bo-natuurlike lewens sal leef. God roep jou na 'n hoër dimensie lewe toe. Dis tyd om te besluit, dis waar ek gaan begin leef. Dis 'n keuse wat jy moet maak wat sê, that's where I will walk. Dit gaan nog nie maklik wees nie. Maar ek wil op die einde van die dag sê, dit gaan die moeite werd wees. Amen.